Die Here het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. En dit is die woorde wat volgelinge van die vroegste tye af mekaar mee groet. Vriende, genade en vrede vir jou van God ons Vader, die opgestane Here. Mag julle in hierdie oggend tasbaar die vreugde van die opstanding in julle lewens ervaar. Vanoggend is ons saam om as 'n geloofsfamilie op 'n aanlyn platform ook so saam die opstanding van ons Here, ons Verlosser, te vier. Vanoggend staan ons by 'n paar gedeeltes in Johannes stil, maar net om 'n lyn te trek, 'n verband te trek. Dit wat in Johannes aan die gebeur is. Ons het met Johannes gereis van die begin af. Het ons by ons eerste week het ons by Johannes 15 gestaan en toe by Johannes 12. En ons bevind onsself weer in Johannes. In Johannes 13 dan was Jesus sy disippels se voete. En net voor dit begin, die 2020 vertaling het op 'n baie besonderse wyse kom wys hy die skrif, die teks vir ons iets baie interessant. Ek lees vir ons vers 1 van hoofstuk 13. Voor die fees van die Pasga het Jesus reeds geweet dat sy uur aangebreek het, dat hy van hierdie wêreld na die Vader sou oorgaan. Daarom, omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, het hy hulle liefgehad tot aan die einde. Hy het hulle liefgehad tot aan die einde. Nou daai aan die einde, of die 83 vertaling tot die uiterste liefgehad. Is 'n baie besonderse woord. Die woord hier, die grondwoord telos. Dit is dan die einste woord, grondwoord vir die volgende. Dit is Jesus se kruiswoorde. In Johannes 19 vers 30, nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Tetelestai. Dit is klaar, dit is afgehandel, dit is volbring. En dit is hier die einste woord tot aan die einde, hoofstuk 13, vers 1, het hy hulle tot die uiterste lief gehad, het hulle tot die einde lief gehad, en dan hier sien ons die einde raak. Hoe ver het hy sy disippels, sy volgelinge lief gehad. Dis aangrypend, omdat hier die einde 'n einde is wat nie werklik 'n einde is nie, want in Johannes 20 lees ons hierdie wonderlike gebeure. Ons lees vers 1 tot vers 8 van Johannes 20. Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf af weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe vir wie Jesus baie lief was en sê vir hulle, hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. En na hom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was een kant afsonderlik opgerol. En daarna het die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan, en hy het dit ook gesien en geglo. 'n leë graf, ons het te doen met 'n leë graf. En ons het te doen, die leë graf vra vir my en vir jou, om vir ons te vra vir ons, wat beteken 'n leë graf
vir my en vir jou? Wat beteken die opstanding? Wat beteken die realiteit dat Christus die dood se bande en sy houvas vir ewig en finaal gebreek het? Dat daar nie 'n einde aanbreek nie, omdat Christus dit ook kom verander het. Amper die geboorte van 'n nuwe begin. Ek het julle lief gehad tot aan die einde. Telos. En Johannes 19, tetelestai, dit is volbring. 'n Einde, maar nie 'n einde nie. Dit is wat die oop graf ook vir my en vir jou kan sê op opstandingssondag. En in hierdie tyd is daar in ons lewens baie keer die realiteit van ons sterflikheid en die dood en die bedreiging wat die dood vir ons mag inhou en wat die lewe vir ons inhou wat so gevaarlik is. Vra ons soms vir onsself, wat is dit dat die opstanding vir my en vir jou as gelowiges in 2025 sê en doen? Ek het julle lief tot aan die heel einde. En raai wat? En selfs daardie einde het nie 'n einde nie. Omdat ek julle kom wys het dat ek die dood se krag ontwapen het en die dood oorwin het en opgestaan het. Mag ek en jy met ons opstandingservarings beleef hoe Christus elke oggend opnuut weer vir ons hierdie realiteit 'n werklikheid kan maak. En dan die paasroep, 'n mooi stuk liturgie is wat ek aan jou wil voorhou vir hierdie dag. Is 'n seëngroet. Oor die wêreld heen het mense groet die kerk mekaar met die woorde, Christus het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Die eerste persoon wat jy vandag raakloop, sê vir hom, Christus het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Groet die ander persoon dan terug. Dis kragtig, veral in die gesig en in die skadukant, waar die dood en hartseer en pyn in ons midde lê. Kom ons bid saam. Wonderlike Here, dankie dat ons in hierdie realiteit kan vashou. Dankie dat die opstanding opnuut vir elkeen van ons, Here, vreugde en 'n blydskap is. Here, dat ons, al kan ons dit nie in ons lewens tasbaar beleef nie, mag U die opstanding vir ons opnuut weer kom wys. Wil U deur die Gees met ons praat? Wil U deur die Gees, deur mense met ons praat, deur U woord? Wil U self ons kom ontmoet op hierdie dag en U self aan ons bekend maak? Dankie o Here. Aan U toe kom al die lof, al die eer, al die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.
los jou met hierdie Paasgroet. Ek sê vir jou en jou familie en vir elkeen wat naby en ver van ons is, geseënde Paasfees. Ontvang dan hierdie Paasseën van die Here. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. Aan hom wat op die troon sit, en aan die Lam behoort al die lof, al die eer, die heerlikheid en krag tot in alle ewigheid. Amen.